Is eiendom 'n goeie belegging in Suid-Afrika? En dit is 'n vraag wat ek deesdae nogal dikwels kry. So, kom ons wees dalk eerlik met mekaar hierso. Ek dink julle gaan saamstem dat Suid-Afrika se eiendomsmark op hierdie stadium voel dalk soos 'n seepie. Jy weet die rentekoerse speel woer hierso op en af. Eskom bestaan amper nie meer om vir ons krag te gee en wanneer ons dit nodig het, soos in duister. En dan is hierdie die eiendomsonteieningswet wat nie net huise en plase en daai goed insluit nie, maar eintlik alles. Nou, ek verstaan hoekom ouens vra, is eiendom dan nog steeds 'n goeie belegging? Nou, die kort antwoord wat ek vir jou vandag wil gee is, ja, net as die syfers sin maak. So die enigste manier hoe jy weet of 'n eiendom, 'n spesifieke eiendom, 'n goeie belegging is as die som sin maak, dan is dit 'n goeie belegging, anders is dit nie 'n goeie belegging nie. Nou, hoe weet ons of die som sin maak? Ons kyk na 'n sommetjie wat sê jou IGR, wat dit beteken dis jou investment growth rate. As daai sommetjie op daai eiendom groter is as jou FFGR, jou financial freedom growth rate, reg? Dan weet jy dit is 'n goeie eiendom. En slegs as dit gebeur. Andersins kan dit nie 'n goeie belegging wees nie, reg? En ons kan redeneer net soos wat ons wil. Punt oor, uit en gedaan, klaar. As jou IGR op daai eiendom nie groter is as jou FFGR nie, dan is dit nie 'n goeie belegging nie. Nou, daar's 7 wette, eintlik 8 wette wat ek oor die laaste 43 jaar bymekaar gesit het, want dis hoe lank ek nou in eiendomme is. En vir die laaste 23 jaar leer ek vir ander mense hoe dit werk. Om baie vinnig te bepaal of hierdie eiendom 'n goeie belegging gaan wees. En ek wil dit graag vir julle gee. Nou, ons gaan net vinnig aan dit raak. Maar as enige van hierdie wette gebreek word, met ander woorde as dit negatief is, dan weet jy dat jy nie met 'n belegging besig is nie. Voordat ons begin, ek noem dit the zero law, is wil jy regtig suksesvol wees? Wil jy regtig ryk word? Wil jy regtig in eiendom belê en leer hoe eiendomme werk sodat jy finansiële vryheid kan bereik? As jy nie bereid is om dit te doen nie, dan breek jy daai wet en dan maak dit nie saak hoe jy daarna kyk nie. Eiendom sal nooit vir jou 'n goeie belegging wees nie, reg? So, voor ons dalk induik en begin praat oor eiendom, oor lenings, oor verbande, oor winste, oor verliese, oor huurders, oor al daai goed, moet ons dalk eers begin om oor jou te praat. Want as jy nie reg is vir die ding nie, met ander woorde, as jy nie regtig in eiendom wil belê nie, as jy nie bereid is om te leer, as jy nie bereid is om in die begin redelik tyd en effort in te sit, met ander woorde hard te werk, as jy nie bereid is om dinge te bevraagteken, wat die kabaal vir jou vertel, die gewone media vir jou vertel, die gewone finansiële ouens vir jou vertel nie. Want al daai goed is twak. As jy nie bereid is om dit te bevraagteken en om jou belief systems te verander nie, dan kan ek nou al vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Met ander woorde, as ons kyk na 'n ware eiendomsbelegger, dan het hierdie persone, jy kan dit maar voor die voet gaan kyk, hulle het 'n baie duidelike plan of 'n strategie wat hulle gebruik om by finansiële vryheid uit te kom. Hierdie ouens gaan eers leer voordat hy of sy gaan geld spandeer. Daar's 'n manier hoe ons dit doen. Met ander woorde, as jy nie die kennis het, en kennis praat ek nie van boekkennis nie, ek praat van toegepaste kennis. En met eiendom is die enigste belegging waarvan ek weet wat jy die toegepaste kennis kan doen sonder dat jy ooit geld op daai belegging verloor. Reg? Op voorwaarde dat jy dit reg doen. Jy sien, as ek vir jou sê dat dis emosies wat jou geld gaan kos en kennis is wat vir jou winste gaan maak. Nou by hierdie kennis bedoel ek nie boekkennis nie. Ek praat van toegepaste kennis. Ek praat van vaardighede. En hierdie vaardighede kan jy kry terwyl jy leer sonder om foute te maak op die einde van die dag. Reg. Nou, kom ons begin by die syfers. Nou gewoonlik as ek by syfers begin dan sê ouens, maar ek is nie goed met somme nie. Die lekker is as jy kan optel en aftrek wat jy moes geleer het basies in graad 2, 3, 4, reg. Dis meer as genoeg en ek gaan dit gou-gou vir jou bewys. So kom ons gaan kyk na 'n paar somme net om vir jou te illustreer hoe maklik hierdie goed is. Kom ons sê jy koop 'n eiendom van R1 miljoen. Reg? En jy koop dit van 'n ontwikkelaar af, daar's niks koste nie. Die bank gee vir jou R1 miljoen verband en hy gee dit vir jou oor 20 jaar teen 11,5%. Dan beteken dit dat jy gaan terugbetaal
as dit nou nie verander daai woer stories is nie, dan is dit R10.713 per maand wat jy terugbetaal, plus of min, reg. So, nou, hier is my eiendomsbelegging, met ander woorde, ons praat nie van jou huis nie. Jy verhuur hierdie plek uit, want dit is wat die atties vir jou sê wat jy moet doen om ryk te word. En jy kry R8.000 per maand op hierdie eiendom. Reg, maar nou moet ons nou gaan kyk, daar's ons nou heffings ook. Jy weet, daar's heffings, daar's belastings, daar's versekering. Ons tel al hierdie uitgawes bymekaar en ons sê dis R3.000 per maand. Nou gaan kyk ons gou-gou na die kontantvloei. Natuurlik moet jy eers by die bank kwalifiseer as jy hierdie plan wil vat. Reg, maar nou kom nou R8.000 in en nou gaan sê ons daar's R10.713 wat uitgaan, daar's 'n verdere R3.000 wat uitgaan en as ons dit aftrek van dit wat inkom, dan sit jy met 'n tekort van R5.713 per maand. R5.713 per maand. Nou hierdie som, daai verlies, is wat jou surplus is, want as jy nie hierdie geld het nie, kan jy nie hierdie eiendom koop nie, al kry jy R8.000 per maand huurinkomste vir die huis. So, hierdie geld is die geld wat vir jou gaan moet help om eendag ryk te word, om finansiëel vry te wees. So, ons praat van jou surplus. Nou moet ons gaan kyk, hoe groot is hierdie surplus per jaar, of hoe groot is hierdie tekort? Want as hierdie surplus, as daar genoeg kapitaalgroei in die eiendom is, en die goed werk uit, dan gaan daai eindsom hierdie absorbeer om uit te werk of dit 'n goeie belegging is of nie 'n goeie belegging is nie. So 5.713, as ons dit met 12 maal vir die jaar, dan bloei jy R86.556 per jaar. Dis wat dit jou kos om hierdie eiendom te hê, en as jy dit nie het nie, dan moet jy nie in die eiendom belê nie. Maar nou moet ons gaan kyk, hierdie 5.713, hoe hard gaan dit groei in die eiendom om vir jou dit 'n belegging te maak, reg? So, as die waarde van daai eiendom die dag wat jy verkoop, en ons kyk na die kapitaalgroei en alles wat met hierdie eiendom gebeur het, en al die uitgawes en al die inkomste, as dit nie meer is, dan was dit nie 'n goeie belegging. Ek dink jy gaan met my saamstem. Maar nog steeds is dit nie 'n goeie belegging nie, want nou moet ons gaan kyk, maar wat is my financial freedom growth rate? Want hierdie R5.700 wat jy het, moet groei teen 'n sekere tempo, om vir jou dit te gee wat jy eendag wil hê. Reg, so kom ons sê jy het R10 miljoen addisioneel nodig oor 10 jaar. Nou gaan ons na Excel toe en ons sê, okay, future value is 10 miljoen, dit is tussen hakkies ook jou freedom number, dit wat jy wil hê. Hoeveel het ons per maand? Ons het R5.713 per maand. Hoe lank is dit? Is 10 jaar. So wat is die groei? My financial freedom growth rate in hierdie geval is 42.04%, as ons redelik akkuraat wil wees. Kom ons praat van 42%. Right. Nou moet ons die som doen. Nou, daar's die regte manier, ek gebruik die Property Pro Investment System om dit te doen oor 5 en 10 en 20 jaar, maar vir nou, net om dit baie maklik te maak, want dit is wat ek doen. Ek kyk vinnig na dit wat ek nou vir jou gaan sê, en aan grond van dit besluit ek, kyk ek verder na die eiendom, of kyk ek nie na die eiendom nie. Reg. So, kom ons sê jy koop teen R1 miljoen. Kom ons sê daar is 'n kapitaalgroei van 4% op hierdie eiendom, wat beteken oor 'n jaar as jy moet verkoop, dan kry jy R1.040.000. Reg. Maar nou is daar 'n eiendomsagent wat dit gaan doen, want as dit 'n fire sale is waar jy moet verkoop, gaan jy hierdie plek so vinnig as moontlik verkoop. En kom ons veronderstel dit was die waarheid dat die R1 miljoen die markwaarde was, wat dit nie is as jy van 'n ontwikkelaar afkoop nie, want daar's klaar 15% VAT ingesluit in daai koopprys plus al die koste. Met ander woorde, jy's klaar onder water nog voordat ons begin, maar kom ons veronderstel, dis die waarheid. Nou verkoop jy daai ou vir 8%, so is so R83.200. Dit beteken jy kry terug R956.800. Wat beteken dit? Dit beteken jy het klaar 'n verlies nog voordat jy begin binne 'n jaar van R43.200. Maar hey, wag bietjie. Wat van hierdie R68.000 wat dit jou gekos het in paemente? So jy's onder die water teen R111.756.000, meer as R110.000 wat jy in die eerste jaar verloor het. Hierdie eiendom is 'n mislukking vanaf die eerste dag. Nou die regte manier om dit te doen is om die hele proses te vat, reg? Maar ek kan sien dat hierdie eiendom, maak nie saak hoe swernoot jy nou dit gaan kyk nie, hierdie eiendom kan nie werk nie, reg? Nou, kom ons kyk, as jy nou regtig wil sien hoe 'n huis, jou woonhuis,
die swakste belegging is. En ek weet julle ouens wil nie daarna kyk nie, maar dit beteken jy wil nie ryk word nie, so stupid en eenvoudig soos dit, reg. Maar dan het ek in Afrikaans 'n sommetjie gaan doen. Dit vat 'n hele uur om hierdie ding nou in detail vir julle te verduidelik. Maar as jy so belangstel om by die som uit te kom, in die opmerking, dan sê die som, reg. Dit kan een woord, dit kan twee woorde wees. Sê net die som. Dan stuur ons vir jou 'n link. En hierdie link is by uitnodiging. Met ander woorde, as jy nie sê die som nie, gaan jy nooit hierdie som kan sien in Afrikaans nie. Dan gaan wys ek vir jou hoe slegte eiendom is jou woonhuis vir 98% van die mense. So as jy ernstig is en vir my die vraag vra, is eiendom 'n belegging? Dan wil ek vir jou die regte antwoord gee. Met ander woorde, ek wil eerlik wees met jou. Ek wil oop kaarte met jou speel. Ek wil vir jou wys hoe doen jy die som om te kyk vir eerstens jou woonhuis en tweedens gaan ek ook vir jou wys dat 'n eiendom, die manier wat 98% van mense eiendom koop, is nie noodwendig 'n goeie belegging nie. Maar terselfdertyd is een van die beste beleggings wat jy kan kry in die wêreld, veral as jy 'n voltydse werk het. So jy het die sekuriteit, jy kan in die begin van die banke gebruik maak, dan kan dit 'n groot belegging wees, maar daar's voorwaardes. Right. So ek het reeds genoem daar 7 wette wat ek het, eintlik 8 wette. Die Zeroth Law is as jy nie daarin wil belê nie en jy stel nie belang nie, bly weg. As jy nie wil ryk word nie en finansiëel onafhanklik word nie, eiendom gaan vir jou nie help om dit te doen nie. So daai eerste wet is jy reg basies in jou kop, met ander woorde mentally, om 'n strategie te volg waar eiendom die grootste rol of 'n groot rol speel om by jou einddoel uit te kom. Dan gaan kyk ons, as jy sê, maar ek is ernstig, ek is bereid om die tyd in te sit en die effort om te leer hoe om dit te werk voordat ek die eiendom koop, reg, dan sê ons, okay, nou gaan kyk ons na die eerste wet. Belê eers in jouself voordat jy in enige eiendom belê. Met ander woorde, gaan kry daai kennis jouself, reg. Gaan kry opleiding. Gaan kyk wie het gedoen dit wat jy wil. Kyk of daai persoon nie as 'n mentor vir jou kan optree nie. Gaan vind uit wat doen suksesvolle mense. Success leaves clues. So as jy sien iemand is suksesvol, gaan kyk, daar sekere dinge wat daai persoon of persone gedoen het. Gaan kyk, wat is dit? En dan gaan kyk jy, hoe kan jy dit in jou lewe implementeer, sodat jy die beste moontlike kans kry vir sukses, reg? 'n Ander wet wat ek vir jou kan gee is die tweede wet. En die tweede wet sê basies dat income is more important than capital. Wat bedoel ons daarby? Baie mense dink dit is omdat jy in 'n spesifieke omgewing gaan belê en daai kapitaalgroei jou gaan red, reg? Nou in Suid-Afrika, as ons kyk na statistiek oor die laaste 5-7 jaar, dan sien ons dat die gemiddelde eiendom in Suid-Afrika met minder as 4% groei. So kry daai idee dat die kapitale groei vir jou dit gaan gee. Kry dit uit jou sak uit. Reg. Dit is die inkomste en daai inkomste is meer belangrik as die kapitale groei. Hoekom? Want as hierdie eiendom soos in hierdie geval vir jou R5.700 'n maand kos, beteken dit brand 'n gat in jou sak en daai geld stroom net weg. As jy geen manier het om daai geld weer vorentoe terug te kry, soos byvoorbeeld deur kapitaalgroei nie. Hierdie wet, as ek dit op hierdie spesifieke scenario toepas wat ons nou doen, dan sê dit vir my jy breek hierdie wet, reg? En daaroor kan dit nie werk nie. Kom ons gaan kyk gou-gou na die 5de wet. Don't become emotionally involved, do the sums. Met ander woorde, die 98% van mense wat die laaste 23 jaar voor my verskyn het in my klasse. As ons gekyk, die ou wat klaar eiendom het, 98% het dit nie gedoen nie. Hy sê ja, as ek vir hom vra, natuurlik het ek die som gedoen. Dan sê ek, okay, kom ons doen die som, die regte manier het jy dit. Nee, sorry, hy het dit nie gedoen nie. 98%. Ek weet dit klink ongelooflik, maar vra vir jouself, het jy, voordat jy die eiendom, ek praat nie van 'n budget gedoen om te kyk of hierdie eiendom, of jy dit kan bekostig nie. Ek praat van, het jy die som gedoen om te weet, wat is die IGR oor 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, wat is die IRR? Wat beteken hierdie terminologie? En dit is wat die probleem veroorsaak, want dit is emosies. Reg, nou, hier's 'n geheim. Emosie maak jou arm. Syfers of die som maak jou ryk. Ek wil hê jy moet dit onthou, en ek wil hê jy moet dit toepas op alle beleggings, nie net op eiendom nie.
As jy emosionele besluite maak en jy gee iemand anders die verantwoordelikheid en jy hoop en jy bid, laat daai ou jou gaan ryk maak, my vriend, dan gaan jy jou dinge sien, want dit gaan nie gebeur nie, want hulle kan nie vir jou die groei gee, jou financial freedom growth rate, hulle kan dit net doodeenvoudig nie vir jou gee nie. Reg, maar nou is daar iets anderste, behalwe die 7 laws of a property investor. Nou moet ons gaan kyk, want ons speel in die ekonomiese arena, en daar is sekere wette wat die land uitbring, wat tot voordeel of nadeel kan wees. So die 7 laws of a property investor is daar om jou te beskerm. As jy dit breek, dan weet jy het 'n probleem. Maar nou moet ons gaan kyk, wat sê die land se wette, en watter wette byvoorbeeld is van toepassing op dit wat ons gaan doen as ons in eiendom belê. Die eerste een is die wet op huurbehuising. Ek hoop die Afrikaanse terminologie is reg hierso. Maar weet jy wat? Daai wet beskerm jou huurder. Daai wet beskerm nie die eienaar, die landlord nie. Reg. En jy moet dit weet voordat jy in eiendom gaan belê. Met ander woorde, jy moet hierdie wet ken. Jy moet jou regte ken as 'n landlord binne in hierdie wet. Want as jy dit nie weet nie, dan gaan die huurder beskerm wees. So net deur te weet die basiese goed hoe dit werk. Nou moet jy jou storie met die huurder so gaan struktureer dat daai wet jou bevoordeel en jy daai selfde wet teen die huurder kan gebruik, want die huurder is altyd die een wat die kontrak gaan breek. 99% van die keer. So, jy moet weet hoe om dit te doen. As jy dit nie weet nie, pas op vir eiendom. Die tweede ding is hierdie eiendomsonteieningswet wat nou ingekom het, hierdie wat teenstrydig is met die grondwet, net tussen my en jou. Met ander woorde, ons gaan kyk hierso na die Expropriation of Property Act. Reg. As jy nie weet hoe hierdie ding werk nie, en jy weet nie hoe om jou teen die regering te gaan beskerm nie, dan moet jy baie lig loop vir eiendom, reg? Want dit kan vir jou byt. Nou gelukkig, ons het hierdie goed al baie lank al geweet, en ons het lank al begin, in byvoorbeeld 2018, toe Cyril Ramaphosa uitkom en hulle sê hulle begin werk, het ek vir my en vir my studente gesê wat om te doen. Ons het dit gedoen en ek hoop my studente het dit gedoen. Maar as jy van daai tyd kyk tot nou toe, die beskerming wat ons het, jy weet, die gewone ou as hy huis sou gekoop het op die gewone manier om byvoorbeeld 'n vakansiehuis en hy R10,000 aan daai huis spandeer, dan 7 jaar later, 8 jaar later waar ons nou trek, dan gaan jy agterkom dat daai eiendom was 'n absolute dad. Maar as jy dit op die wealth creator strategie gedoen het, dan was daai huis nou vandag klaar betaal. Plus jy het met 'n addisionele 7 miljoen gesit. Nou, dit is die tipe goed wat as jy verstaan hoe eiendom werk en hoe beleggings werk en hoe om strukture en bateklasse bymekaar te sit. Dis die tipe van goed wat daar is. En hierdie 7 miljoen waarvan ek praat, hy kan dalk nog na die eiendom gaan, reg? Maar as jy dit reg doen, gaan dit baie moeilik wees. Maar hierdie 7 miljoen is al geen manier wat die regering, die staat, enige beheer oor daai eiendom het nie. En tegnies sê hulle dit eiendom, maar as jy weet wat om te doen, dan is daar maniere verby dit. Nou, dan is daar ook die wet op deeltitel skemas. Met ander woorde, hierdie wet sê vir jou, as jy 'n deeltitel koop, wat ek nie koop uit 'n beleggingsoogpunt, sê ek die hele deeltitel het. Met ander woorde, as ek die ontwikkeling gedoen het of ek die meerderheid belang binne in daai deeltitel. Dis al, maar dan het ek dit gedoen reg van die begin af as 'n belegging. Maar die gewone attie wat gaan en hy wil 'n eiendom gaan koop binne 'n deeltitel eenheid. My vriend, jy het geen beheer oor jou belegging binne in daai ding nie. En hoe gouer jy dit besef, jy kan nie 'n granny flat gaan doen. Jy kan nie 'n besigheid daar uit gaan belê. Dit sê die body corporate vir jou sê jy mag dit doen. Jy mag nie eens die fasade van jou, jy mag baie keer nie eens 'n ander verfkleur gebruik. Jy mag byvoorbeeld as dit grasdakke is en hulle sê dit is reël, dan kan jy nie, al weet jy die bloody ding gaan vir my baie geld kos. Jy kan dit nie gaan verander nie. Ek hoop jy weet. So jy moet weet wat hierdie wet sê. So nou met dit wat ons nou weet, reg, of uitgevind het. Kom ons gaan terug en ons gaan beantwoord hierdie vraag. Is eiendom in Suid-Afrika nog steeds 'n goeie belegging? En dan sê ek vir jou, natuurlik is dit 'n goeie belegging. Dis 'n ongelooflike belegging, maar daar's voorwaardes. So dit kan 'n uitstekende belegging wees. Maar net as jy 'n system het soos die Property Pro Investment System, wat jy al hierdie veranderlikes in berekening kan bring. Die tweede ding is, as jy wil sien hoe dit werk, tussen hakkies,
dan ek het vir jou gesê, sit net die som daaronder in, dan gaan ek vir jou wys hoekom is 'n gewone woonhuis nie 'n goeie belegging nie. Maar ek gaan vir jou invat om vir jou te wys dat 98% van ouens maak foute. Die rede hoekom hulle foute maak, glo dit of glo dit nie, is omdat hulle nie weet om die som te doen en tweedens, voordat jy die som kan doen, reg? Kyk na die 7 wette van 'n property investor. Met ander woorde, gaan kyk, breek ek enige een van hierdie 7 wette as ek 'n eiendom koop, ja of nee? Want as jy dit breek, gaan jy mos nie kan ryk word nie. En dan moet jy gaan kyk, nou dat ek die som gedoen het, ek breek nie die wette nie, is my IGR, my investment growth rate, is dit groter as my financial freedom growth rate? Met ander woorde, maak en help hierdie eiendom wat ek koop op die R5,700, gaan dit vir my meer as 42% gee. So nou moet ons die som klaarmaak vir 5 jaar, 10 jaar, sodat jy kan sien of dit 'n goeie belegging gaan wees of nie. Nou, wat van as enige van hierdie wat ek nou vir jou genoem het, nie werk nie? Dan loop jy weg. Met ander woorde, daai eiendom vir jou in jou huidige situasie is nie 'n goeie belegging nie. Reg. Nou, kom ek gee vir jou 'n tip. Die beste deal wat jy kan maak is dikwels die een wat jy nie maak nie. Reg? Nou, dit klink amper teenstrydig. So 'n paar jaar terug kom een van my studente, ek het 'n lewenslange geldwaarborg terug as die ou doen wat hy veronderstel is om te doen en hy dit kan nie vir hom werk om vir hom ten minste 55% te gee nie. Dan gee ek sy geld terug. Dis deel. Maar ek wil sien hoekom hy nie by 55% ten minste uitkom nie, want dis redelik maklik. Vir die eerste 5 jaar op die IRR, jou internal rate of return. Hierdie attie kom by my en hy sê vir my, hierdie goed van my werk nie. Niks. Ek sê vir hom, hoe kan jy dit sê? Hy sê my FFGR is 85%. En ek kry nie 'n eiendom in Suid-Afrika wat vir my daai groei gee nie. Ek sê vir hom, okay, hoeveel eiendomme het jy nou al geontleed? Want ons kom ons nou sien wat hy gedoen het. Hy sê 6. Ek sê, het jy 6 eiendomme? Ja. Ek sê vir hom, okay, so niks van hulle het by die 85% uitgekom. Niks. Ek sê, is daar van hulle wat by 55% uitgekom? Ja, nee, hy het een so eiendom wat by 55 uitgekom het. Maar dit gaan hom nie help nie, want nou begin hierdie attie verstaan hoe hierdie somme werk. En laat 55 wat hy in die verlede gedink het 'n massiewe goeie deal is, laat hierdie ding hom gaan drop, want hy gaan nie by sy doelwit uitkom. So nou sê hy vir my program werk nie, of my stelsel, my strategie werk nie. Ek sê vir hom, okay, kom ons kyk gou 'n ander ding. Kom ons veronderstel jy het nie geweet wat jy nou weet nie. Sou jy enige van daai eiendom gekoop het? Behalwe die 55%, want dit is al klaar iets sonderlike. Hy sê, ja, daar was 'n definitiewe eiendom wat hy sou gekoop het. Ek sê vir hom, wat was die groei op daai ding? Nee, dit was omtrent so 17-18%, maar dit is nou wragtig 'n regte, dit was nou 'n mooi huis, en hy dink dit was eintlik 'n bargain. Ek sê, okay, kom ons veronderstel, jy het daai eiendom gekoop. Wat sou dit beteken het? Hy sit so ruk, en hy sê vir my, ek sou my gat gesien het, want ek sou nooit by my doelwit uitgekom het nie. Nou, dis wat ek hierdie geheim wat ek met jou deel. Die meeste mense misluk nie oor die ekonomie nie. Die meeste mense misluk nie omdat oor eiendom nie. Daai deal, reg, wat jy nie vat nie, is die deal wat vir jou R5,700 in jou sak sit, in hierdie geval, sodat jy 42% groei op dit kan kry. Dit is wat dit is. Dit gaan nie oor die ekonomie, en dit is die geheim wat ek vir jou sê. Die meeste mense misluk nie as gevolg van die ekonomie, of as gevolg van 'n eiendom nie. Hulle misluk, omdat hulle een verkeerde besluit gedoen het, omdat hulle nie gaan uitvind het, en hulle huiswerk gedoen het, om te sien of daai eiendom wat jy wil koop, jou gaan help om by jou doelwit uit te kom nie. Dis die geheim. Dit is een verkeerde besluit in eiendom. Nou, daai verkeerde besluit wys in een syfer, en dit is jou IGR, of jou internal rate of return, afhangende van watter somme jy gaan gebruik maak, in daai eiendom. Reg. En dit is omdat dit die verkeerde eiendom was, die verkeerde finansiering, die verkeerde strukture, die verkeerde strategie. Dit wys in een
enkele syfer vir my, want hoe hoër daai syfer is, hoe laer word hierdie risiko's. En as daai syfer by jou Financial Freedom Growth Rate uitkom, dan garandeer ek jou, het al die ander goed het in plek beginne val. En nou word 'n gewone eiendom wat vir een ou, omdat hy nie die kennis en die ervaring het, 'n meulsteen vir die res van sy lewe gaan wees, word vir jou 'n massiewe belegging wat vir jou finansiële vryheid in 'n baie klein rukkie kan gee. Reg. En as jy, en omdat soos hierdie Attie wat ek van gepraat het, as jy die verkeerde besluit neem, dan haal jy daai geld uit sirkulasie uit. Daai geld is besig om te vrot. Dit kan nie vir jou werk nie. Reg? Ten minste nie teen die tempo wat jy wil hê, dit moet vir jou werk nie. So daai kos jou, laat jy nooit weer 'n tweede en 'n derde en 'n 10de en 'n 100ste eiendom kan koop nie. Dis wat dit beteken. Maar dis omdat jy in die begin die verkeerde besluit gedoen het. Nou ek kry baie van my studente wat kom en sê, Hannes, nou dat ek dit weet, ek kan sien ek moes nooit hierdie bloody eiendom gekoop het nie. Gelukkig, daar's maniere uit. Maar weer 'n keer is dit 'n kennisvlak wat jy moet opbou, reg? En wat jy kan kry deur doodeenvoudig byvoorbeeld 'n mentor te volg, reg? So, nou ons wil nie hê dat hierdie goed met jou gebeur nie, reg? En vir daai rede, as jy ernstig is oor eiendom en jy wil hê dat ons jou miskien help met 'n strategie of met 'n plan wat pas by waar jy nou is, want ons is almal op verskeie plekke, finansiëel, emosioneel, reg? Party van ons het net begin met werk. Party van ons net byvoorbeeld 'n huis. Party van ons is klaar skatryk. Maar waar is jy? Waar wil jy uitkom? Met ander woorde, ons moet gaan kyk, waar is jy nou? Het jy enige surplus? Het jy nie 'n surplus nie? Hoe kan jy 'n surplus kry as jy nie 'n surplus het nie? Reg. Wat se hulpbronne het jy tot jou beskikking? Het jy enige kennis? Hoe kan ons daai kennis toepas om jou te help sodat jy by jou doelwit kan uitkom? Wat is die vinnigste pad wat jy kan volg om finansiëel vry te word? Nou ek het 'n ongelooflike voordeel bo die meeste ander mense. Vir eerstens het ek in 87 my eiendomsgroei, my pad na rykdom begin. 7 jaar later was ons finansiëel vry. Maar toe in 2002, toe het my vrou my oortuig om te begin opleiding gee, om vir mense te vertel wat om te doen en wat om nie te doen nie. Nou, hier's iets wat ek het wat die gewone ou dalk nie het nie. Elke ou wat by my deur hierdie proses gegaan het, kan ek mos nou sien, wat het daai ou gedoen, wat het die ou voor die tyd gedoen, en wat is hulle besig om te doen. Nou, daai ervaring wat ek opgebou het met duisende mense, is wat ek jou mee kan help, reg, sodat jy nie daai foute maak, nie net die foute wat ek gemaak het nie, maar die foute wat duisende ander mense wat moes verander, wat hulle gemaak het. En dit gaan vir jou enorme hoeveelheid tyd, energie, bloed, sweat en tears bespaar. Jy hoef nie daardeur te gaan. Natuurlik as jy daardeur wil gaan, ek gaan jou nie keer nie, dan kan jy dit doen. En daarvoor wil ek 'n aanbod vir jou maak. En dit is, as jy belangstel, maar net as jy regtig belangstel en as jy regtig ernstig is oor dit. Daar's 'n analise wat ek en my span bereid is om te doen. Ons noem dit jou personal wealth roadmap. Reg. So dit vat so plus of min 3 minute. Is 'n baie kort en kragtige assesserings, kom ons noem dit vorm, as dit die regte terminologie is wat ek hier gebruik het in Afrikaans, ons doen dit gewoonlik in Engels. Maar wat my span na gaan kyk en dan terugkom na jou toe. Met ander woorde, ons gaan vir jou help en vir jou sê, wat is jou grootste kans tot sukses en wat is ook jou grootste risiko's? Met ander woorde, wat is dit wat jou gaan terughou? Hoekom gaan dit jou terughou? Wat kan jy doen om dit te verander, sodat jy by jou doelwit kan uitkom? Op voorwaarde dat jy doelwit het. So as jy nie doelwit het nie, dan gaan jy nou 'n vorm kan invul nie. Reg. En dan gaan ek kyk na watter vaardighede het jy reeds en watter vaardighede kort jy en watter strategie kan jou help om by jou doelwit uit te kom. En dan gaan ek vir jou wys hoe ons jou persoonlik kan help om daarby uit te kom. Nou, as jy kwalifiseer vir ons mentoringsprogram, dan gaan ek vir jou wys hoe dit werk en hoe jy daarby kan uitkom. As dit nie is nie, dan gaan ek nog steeds vir jou terugvoering gee met 'n plan vorentoe. Daar is absoluut geen druk op jou nie.
Dit is absoluut 'n waarde toevoeging wat ek doen, want dit is my job. My job is om soveel waarde toe te voeg vir jou, dat jy 'n ingeligte besluit kan doen, sodat jy finansiëel vry kan word. Nou, as jy sê jy wil dit hê, dan al wat jy hoef te doen is, in die opmerkingsgedeelte, in die comment gedeelte, sit in roadmap. Maak dit een woord, roadmap, reg. As jy dit doen, dan gaan ons terugkom. En ek gaan probeer om so vinnig as moontlik terug te kom. Dit beteken nie ek gaan vir jou dadelik 'n antwoord kan gee nie, want partykeer is daar verskillende goed wat ons eers na moet kyk. Of partykeer gaan ek terugkom na jou toe met 'n volgende vraag, of ek gaan vir jou bel, of my span gaan vir jou bel en vir jou sê, hoorie, ons is nie duidelik oor dit nie. Help ons gou-gou daarmee. Dan gaan ons vir jou 'n persoonlike blueprint gee. Nou, dis vir jou om te besluit of jy dit gaan volg of nie. Maar vir wie is dit ideaal? Ek het gesien, as jy 'n beginner is, met ander woorde, jy het nog nie 'n eiendom nie, maar jy het 'n werk, met ander woorde, jy kan kwalifiseer vir 'n verband, dan is dit 'n lekker plek. Miskien het jy 1 of 3 eiendomme, maar nou is jy vasgevang. Die bank wil nie meer vir jou geld gee om verder te groei nie. Wat moet jy doen? Dan, ons gaan vir jou kan help met dit. Wat van as jy 'n belegger is wat vasgeval is en jy voel oorweldig, jy anniteite wat nie groei nie, jy belê in uitkeerpolisse, jy het effekte trust, jou eiendomme werk nie. Ons gaan vir jou definitief daarmee kan help. Of as jy gatvol is daarvoor om na ander mense te luister en bereid is om verantwoordelikheid te vat, sodat jy self kan uitvind hoe hierdie goed regtig werk, dan gaan ons vir jou definitief kan werk. So, as jy gereed is, reg, en jy dink dat ons jou maybe kan help, maar jy's ernstig genoeg om, ek wil amper sê, daai kans te vat om te kyk wat ons vir jou kan doen, reg? Dan, al wat jy doen is, jy sit in roadmap, in die beskrywing gedeelte, en ontdek, ek dink, die vinnigste, die slimste, en die mees koste-effektiefste manier om te gaan van waar jy is tot waar jy wil wees, sodat jy by finansiële vryheid kan uitkom, deur van eiendomme te gebruik. En dan ook, as jy belangstel, sluit aan by daai gratis Property Accelerator Masterclass. Ek gaan in die beskrywingsgedeelte, gaan ek vir jou link insit. Jy klik doodeenvoudig op daai link, jy bespreek jou plek, reg, jy maak seker dat jy opdaag, daar gaan ek baie dieper in, meer, ek wil amper sê in die tegniese deel, ek gaan vir jou 3 secrets gee, hoekom ouens nie suksesvol word nie, ek gaan vir jou deurvat, ek gaan vir jou wys wat is die oplossing vir dit, dis as jy ernstig is. Onthou, daar's 'n ander ding wat jy ook kan doen, as jy wil leer hoe die som werk, dit werk ongelukkig net in Afrikaans, het ek daai videoetjie gedoen, die som, om te kyk en te wys hoekom is eiendom vir die meeste mense, hulle eiendom, vir 98% plus van die ouens nie 'n goeie belegging nie. So, sit dit ook daarin. En as jy dink hierdie reeks of hierdie spesifieke vrae wat ons beantwoord, maak sin, en jy dink jy kan iemand anders help, miskien like hierdie video vir ons, net as jy wil, as jy waarde dan gekry het, ook, gaan stuur dit aan vir ander mense, want ek is seker, jy het pelle of vriende of familie, wat hierdie inligting ontsettend nodig het. Dis nie inligting, daar's niks wat ek vir jou verkoop nie. Ek dink jy het dit agtergekom. Reg, ek wil vir jou help om die regte besluit te doen. En daar's ouens wat vasgevang is en hulle weet nie hulle is vasgevang in hierdie finansiële web, en dit is hoekom hulle nie daar kan uitkom. Stuur dit dalk vir hulle aan, as jy dink, dit kan vir hulle help. Maar dit is vir jou om te besluit. So ek wil net vir jou sê, dankie vir jou tyd, dankie dat jy bereid is om in jouself te belê. Ek verseker jou, is die grootste en die beste belegging wat jy in jou lewe kan doen. En miskien as daar spesifieke vrae is wat jy dink ek kan help, want ek is nou besig om 'n reeks van hierdie vrae, algemene vrae wat ons kry, dan wie weet, miskien kan ek jou 'n opleidingssessie daaroor gee. Ek gaan nie vir jou advies gee nie, dit is nie my job nie. My job is opleiding. My job is om vir jou te wys wat is moontlik as jy die verantwoordelikheid gevat het om by finansiële vryheid uit te kom, en dat dit baie makliker is as wat die meeste ouens dink, want hierdie experts moet dit so moeilik as moontlik vir ons maak, om te glo dat ons dit nie kan doen nie. Maar jy is gebore om totaal finansiëel vry te wees, jy is gebore met abundance, reg, maar die sisteem is waar die probleem is, in ons belief system, ons mental stories wat ons vir onsself vertel, daai storieetjies, reg, dis wat ons daarvan weerhou, om baie suksesvol in alle terreine van die lewe te word. Dankie vir jou tyd, ek sien jou in die volgende een.